jaar 70 na Christus het Romeinse soldate in Jerusalem ingestorm en iets gedoen wat niemand kon glo nie. Hulle het die tempel heeltemal verwoes, die allerheiligste, die kloppende hart van die Joodse lewe, weg, tot stof en puin gereduseer. Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle koppe draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het en waar ons nuut ontdek en saam groei. Hierdie week gaan ons verder in Matteus 12 vers 1 tot 8 en ek het verlede week Eugene Peterson se vertaling in The Message so geniet, ons gaan sommer aan met sy vertaling. One Sabbath, Jesus was strolling with his disciples through a field of ripe grain. Hungry, the disciples were picking and eating grain. Some Pharisees reported them to Jesus. "Your disciples are breaking the Sabbath rules." Jesus said, "Really? Didn't you ever read what David and his companions did when they were hungry? How they entered the sanctuary and ate fresh bread off the altar? Bread that no one but priests were allowed to eat. And didn't you ever read in God's law that priests carrying out their temple duties break Sabbath rules all the time, and it's not held against them? There is far more at stake here than religion. If you had any idea what this scripture meant, this one saying, 'I prefer a flexible heart to an inflexible ritual,' you wouldn't be nitpicking like this. The Son of Man is no lackey to the Sabbath. He's the one in charge." Nou vir die Jode van daardie tyd was dit nie net die verlies van 'n gebou nie. Dit was die verlies van identiteit. Die tempel was nie net 'n heilige plek nie. Dit was waar hemel en aarde mekaar ontmoet het. Dit is waar jy jou offers gebring het, waar jy vir God ontmoet het, waar jou sondes vergewe is. En toe dit weg is, was die vraag, so waar is God dan nou? Maar hier is die vreemde ding. Jesus het daardie vraag al dekades tevore beantwoord in Matteus 12. Terwyl hy saam met sy disippels deur 'n koringland loop, word hy deur die godsdienstige leiers aangespreek. Hulle beskuldig sy volgelinge van wetbreuk op die Sabbat. Jesus antwoord en herinner hulle dat selfs priesters op die Sabbat in die tempel werk en tog is hulle onskuldig. En dan sê hy iets ongeloofliks. Iets groter as die tempel is hier. Iets groter as die tempel? En daardie iets is hy self. Dit is een van die mees verstommende dinge wat Jesus ooit gesê het, en die meeste van ons mis dit in totaliteit. Maar ons mis dit nie vandag in hierdie Sepcast nie. Hy sê dit is die kern van Jesus se revolusie. Want Jesus kritiseer nie net die tempelstelsel nie. Hy vervang dit. Nie met 'n nuwe gebou nie, maar met homself. Die tempel was die plek waar God en mens mekaar ontmoet het. Nou is Jesus daardie plek. Laat dit 'n bietjie insink. Geen priesters agter gordyne meer nie, geen diereoffers, geen pelgrimstogte na Jerusalem. Die heilige is nie meer eers nie, dit is nou iemand. Ek self verstaan dit met 'n sagte, pastorale aanvoeling. Ek sien nie Jesus wat 'n nuwe godsdienstige instelling begin nie. Ek sien Jesus wat mense nooi na intimiteit. Die heilige is nou in die alledaagse, honger disippels, koringlande, gedeelde maaltye. Jesus vernietig nie heilige ruimte nie. Hy skuif dit, hy herdefinieer dit en dit verander alles. Want as Jesus die tempel is, dan gaan heiligheid nie oor 'n plek nie. Dit is nie oor die regte gebou of die regte ritueel nie. Dit is oor nabyheid aan 'n persoon, 'n teenwoordigheid, 'n verhouding. God is nie net waarin jy gaan nie. God is by wie jy is. In 'n wêreld wat obsessief is met heilige plekke, word Jesus die heilige teenwoordigheid. En vandag beteken dit iets revolusionêr. Jy's nooit ver van die heilige af nie. Nie in rou nie, nie in twyfel nie, nie eers in jou gebroke landerye nie, want die tempel loop nou saam met jou. Tot môre, mooi loop.